Jaco, my kleinseun wat nou 16 is en in Nederland woon, en Laurens, my seun, is pastoor daar. Hy was 6 jaar oud op Montetjie, daar naby Woester. Het hulle gewoon. Laurens was die pastoor van die gemeente op Montetjie. En toe slaan Jaco sy vinger in die deur vas van die motor vas. Maar voor die tyd het ek vir hulle Psalm 23 geleer vir hom en vir Annika. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil, vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. En ek hoor van die ongeluk met sy vinger in die deur van die motor, en ek bel hom en ek sê vir hom, Jaco, wat het gebeur, oupa? My vinger in die kar se deur vasgeslaan. Ek sê, was dit baie seer? Nou onthou hy, Psalm 23, hy sê, oupa, toe ek my vinger in die deur vasgeslaan het, was ek in die vallei van doodskaduwee. Dan gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Ek sal geen onheil vrees nie. Toe ek 6 jaar oud was, het ek in 'n put geval. Ons het geboer daar in die Damaraland in die noordweste van Suidwes-Afrika, Namibië, vandag. En my pa het 'n buurman gaan besoek. Skoon my. En oom Sakkie Pisano het 'n nuwe put gegrawe en dit bo-om met vars stene uitgemessel. En hy het dit vir ons gaan wys en ons kon die put sien. En toe gaan hy en my pa jag en my ma en tannie Ali sit in die huise gesels en ek stap rond. En natuurlik stap ek weer na die put toe en ek gaan staan op die rand van die put en ek sien nog steeds voor my geestesoog hoe die bakstene onder my voete uitgly, want hy het dit net die vorige dag klaar gemessel. Was nog nie hard nie. En dit tuimel hier voor my af en ek af, en toe ek opstaan, 6 jaar oud, seentjie, toe vat die water my hier, borshoogte. En ek kyk op en daar bo sien ek die blou lig. En ek huil, en ek skreeu, en ek roep. Niemand hoor my nie. Totdat ek sien dat die pyp wat die water uit die put opvat, hier teen die kant van teen die wal van die put gemonteer is, en tot ek die pyp hou vas en met 2 voete weerskante getrap, en ek het uitgeklim. Ek was in 'n doodsvallei. Ek was werklik. En nou 'n maand gelede, het ek en my Hollandse swaar en skoonsister van Hermanus afgery via Prieska na Douglas, daar wes van Kimberley. En toe ons nou so afkom na die Oranje rivier toe, want by Douglas loop die Oranje en die Vaalrivier in mekaar. Toe ek so afry, toe het die teerstrook aan die kant van die teerpad skielik opgehou en daar is 'n gat. Maar my aandag was daar by die rivier, min siende dat die teer hier ophou en net hier aangaan en ek slaan die linkerkant, ek slaan daar die gat op omtrent 110 km/h met die linker voorwiel, linker agterwiel. Ek voel 'n geweldige slag en ek hou en die stuurwiel sidder in my hande, maar ek hou en omtrent 120 meter verder bring ek die motor tot stilstand met die regterwiele nog steeds op die teer, die linker op die grond. En toe ons uitklim sonder dat daar 'n haar van ons hoof geval het, sien ek die linkerwiel is heeltemal, die rim het gebreek, die wiel is totaal daarmee heen, ook die agterwiel. En ek het die vriende gebel na wie ons op pad was, hulle het ons kom haal, het my motor ingeneem,
my motor is reggemaak, ek het gedog, daai kar loop nooit weer nie. Hy staan net hier agter. Toe vertel hulle my dat daar dieselfde gat omtrent al 8 slagoffers geëis het. Van mense wat ry en dan skielik hou die teer op, gaan hy net hierdie kant aan. En een van die gesinne se motor het gerol en die mense is dood. Ek dink ek was in die vallei van doodskaduwee. Want as ek die wiel geruk het, sou die motor kon getol het. En dan was ek nie vandag hier nie. Maar nou is ek hier, die Here is goed. Ek sê die Here is goed. Ek het 'n ander naam vir die vallei van doodskaduwee vanoggend. Ek noem dit die vallei van Baka. B-A-K-A. Die vallei van Baka. Kan julle dit saam met my sê asseblief? Die vallei van Baka. As jy Bybel by jou het en jy het lus om te blaai, gaan na Psalm 84. Psalm 84. Dis nou min of meer al wat ons op die bord sit. Vallei van Baka, niks meer nie en baie dankie. Psalm 84 vir die musiekleier op die getiet. Getiet is 'n snaarinstrument van die kinders van Korag, 'n psalm. Die Koragiete was die deurposbewakers van die tempel. The doorkeepers of the temple, die Koragiete. Hulle het hierdie psalm geskryf. Vir die musiekleier, op die getiet, snaarinstrument, van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Vers 4. Selfs van die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê. Naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Kan u sê ja? Is dit waar? Is dit wat ons vanoggend gedoen het? Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. Vers 7. As hulle deur die droë laagte trek, as jy die New King James lees, staan daar, when they move through the valley of Baka. Die nuwe 2020 vertaling sê, as hulle deur die vallei van Baka trek. Die 1953 hersiene teks sê, as hulle deur die droë laagte trek, en onmiddellik kan jy iets agterkom. Jy kom agter dat Baka vertaal word met, want dis die Hebreëse woord, met droë laagte in die een teks, en so behou word Baka in 'n ander vertaling, en daarby gaan ons nou uitkom. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Het jy iets agtergekom uit vers 7 en vers 8? Het jy agtergekom in vers 7 dat mense besig is om te trek, as hulle deur die droë laagte trek? Sien nie dat hulle op pad is? Ek vra, sien nie dat hulle op reis is? As hulle deur die droë laagte trek, en wat sê vers 8? Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Waarheen trek hulle dan? Hulle is op pad Jerusalem toe. Want Sion was in die Ou Testament 'n ander naam vir Jerusalem. Hier het jy dus Ou-testamentiese pelgrimsreisigers, wat van een of ander plek in die land op pad is Jerusalem toe om die Here in die tempel te gaan aanbid. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn
voor die Here, voor God in Sion. En dit is die tema van hierdie hele Psalm. Psalm 84 gaan daaroor dat mense op reis is van hulle huise af na Jerusalem om by die tempel te gaan aanbid. En terwyl hulle op pad is na Jerusalem, moet hulle deur die droë laagte gaan. Vers 7, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor die Here God in Sion. En nou wil ek 'n analogie trek, en dit is so maklik om dit te doen. Ons is ook pelgrimsreisigers, sê die Nuwe Testament. En ons is ook op pad vanaf, waar woon julle? Pretoria. Ons is ook op pad vanaf Pretoria na Jerusalem. Nie na die aardse Jerusalem nie, maar na die hemelse Jerusalem. Ek sê ons is op pad vanaf Pretoria na die hemelse Jerusalem. Het jy geweet dat jy nie jou hele lewe lank in Pretoria gaan woon nie? Daar kom 'n tyd wanneer jy jou asem uitblaas. Of, as die Here dalk voortydig kom, dit wil sê voor jy hier sterf, gaan ons oë daar oopmaak. Ons is op pad vanaf Pretoria na die nuwe Jerusalem om te gaan aanbid voor God in Sion. Maar terwyl ons op weg is, moet ons deur die vallei van Baka. Terwyl ons op pad is, moet ons deur die droë laagte trek. Wat sê vers 9? O God van die leerskare, hoor my gebed. Dis nou iemand wat in Baka is wat hier bid. O God van Israel, hoor my gebed, luister tog na my woorde, o God van Jakob. O God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Want 'n dag in u voorhowe, ek wil nou daar wees, want 'n dag in u voorhowe is beter as 1000, ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. Dis Psalm 84. Is net 13 versies. Ek ken dit min of meer. As u nou Psalm 84 wil ken, dan moet u dit memoriseer. You must memorize the scripture, this verse, this psalm. En as jy elke dag een versie doen, kan jy in 13 dae die hele Psalm 84 uit jou kop uitken. Baie dankie vir die entoesiastiese, ja, wat 'n briljante idee, ek gaan dit beslis doen. Is daar een of twee van julle wat dink julle het lus om Psalm 84, ons het nog nie eers deur die Psalm gewerk nie, ons het hom nog maar een keer gehoor. Ek wil julle aanbeveel om dit te doen. Sê asseblief dankie vir die aanbeveling. Kom ons begin by grondliggende kenmerke van die Psalm. Dis nou vers 7. As jy Bybel oop het, kyk vers 7. Ek noem dit grondliggende kenmerke. As hulle deur die droë laagte trek. Ek het net 5 punte om dit julle te bespreek. Die grondliggende kenmerke is die eerste een. Dan gereedmaking vir Baka is nommer 2. Gebede in Baka is nommer 3. Geloofsbelijdenis van Baka is nommer 4 en gevolge vir Baka is nommer 5. Is julle reg vir die 5 punte? Moet ek het weer sê dat julle dit kan onthou of onthou julle dit alreeds? Goed, kom ons begin met
grondliggende kenmerke. Dit vind ons net in die woord baka self. Die droë laagte. En as jy nou kommentare lees oor Psalm 84, dan merk jy dat die kommentare sê die betekenis van baka is onseker. Niemand weet in werklikheid wat baka beteken nie. Maar dit mag iets beteken soos probleme, of krisisse, of 'n vallei van elende, of 'n droë laagte. Weet jy nou wat beteken baka? Baka beteken moeilikheid. Toe Jakob sy handvinger in die deur vasgeslaan het, was hy in baka. Sê tog ja? Hy het moeilikheid gehad, hy het pyn gehad. Oupa, ek was in die vallei van doodskade, weet, toe ek in die put geval het, was ek in baka. Toe my motor se linker voorwiel die gat getref het, was ek in baka. En daar was groter bakas in my lewe waardeur ek gegaan het tot vanmôre toe. Maar kan u sien dat ek nog op my voete staan? Kan u sien dat ek nog op my voete staan? Al het ek deur baka gegaan. Al het ek deur die droë laagte getrek. Al het ek geliefdes na die graf toe gedra. Al het ek krisisse in my lewe ondervind wat ek nie verwag het nie en nie sou wou gehad het nie. Maar die betekenis van baka is onseker. Dit kan enige probleem wees wat jou weg langs kom. En bloot gesien in die feit dat baka vir ons almal wag, is daar van julle vanmôre wat hier sit wat op die oomblik in baka verkeer. Is nie 'n profetiese insig wat ek het nie. Ek werk met die wet van gemiddeldes. Ek sê daar is sommige van julle wat nou net uit 'n krisis kom, wat nou net deur die vallei van baka gekom het. Daar is ander van ons hier wat op die oomblik in baka is, en daar is anders vir wie baka voorlê. Die betekenis van baka is onseker. Basies beteken dit droë laagte. Die vallei van verskrikking. Die betekenis is onseker en dan tweedens die ligging is onbekend. Dis een van die grootste uitdagings van baka, dat 'n mens nie weet waar die vallei is nie. Nou trek hulle hier uit Israel uit, trek hulle na Jerusalem toe en niemand weet wanneer word hulle deur baka gekonfronteer nie. Want die ligging van baka is onbekend. Voordat dit met jou gebeur, het jy nie eers gedroom dit gaan met jou gebeur nie. Daar is sommige krisisse wat 'n mens kan sien kom. Is dit nie waar nie? Daar is sekere probleme, jy kan sien die ding kom aan, hy kom aan, maar dan is daar die baka-krisis, waarvan die ligging onbekend is, en as jy jou weer kom kry, is jy in baka. En daarom moet 'n mens gereed wees vir baka. En ek wil die Here vanmôre dankie sê, diep uit my hart, Vader, wil ek vir dankie sê. Deur u genade was ek nog altyd gereed vir baka. Kyk, ek staan nog op my voete. Sien julle, ek het deur baka gekom, deur bakas in my lewe, net soos daar sommige van julle is, wat deur helse probleme, mag ek die woord gebruik, gekom het, en u is vanmôre hier in die kerk. U staan nog op u voete. U het baka oorwin. Prys die naam van die Here. Sal ons 'n hand na die Here oplet. Kom ons sê vir hand, prys die naam van die Here vir die oorwinning.
Nou kom ons by die gereedmaking. Kan 'n mens vir Baka gereed maak, is die vraag. Kan 'n mens vir die droë laagte, waardeur jy moet trek op pad na die nuwe Jerusalem, hier van Pretoria af, die vallei wat jy nie kan sien kom nie, kan 'n mens daarvoor gereed maak? Die antwoord lê in vers 5, 6 en 13. Vers 5 begin, as jy jou Bybel het, kan jy sien met die woord welgeluksalig. Vers 6 begin met die woord welgeluksalig. In vers 13 staan daar welgeluksalig. Nou dis daar die mense, die welgeluksalig is wat Baka oorwin. En hoe sê vers 5? Vers 5 sê, welgeluksalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig. Wil jy my vra om vir jou 'n man of 'n vrou te wys wat Baka oorwin? Dan wys ek jou 'n man of 'n vrou wat in die huis van die Here woon, wat die Here se naam gedurig prys. Dis simpel nie, is dit nie waar nie? Dis baie eenvoudig. Wie is die oorwinnaars van Baka? Mense wat God getrou dien deur die huis van die Here te besoek. Want dis hier waar jou krag onder meer lê. Is dit nie waar nie? Dis hier waar jy verkoop word. Ek sê dis hier in die kerk waar jy versterk word. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Hoe lieflik is u woninge, vers 2. Hoe lieflik is u woninge, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag, na die voorhowe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs van die mossie huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Kyk, as die mossie en die swaalkie beveilig word deur die huis van die Here, hoeveel te meer ons? En as die Here die ou voeltjies toelaat, ek weet nie of die akedissies in hierdie kerk is nie, waarskynlik is hier 1 of 2 akedissies iewers. As die Here die klein koggelmandertjies of akedissies hier toelaat, en hulle is veilig geborge in die huis van die Here, dan verklaar ek vanmôre dat die man en vrou wat God se huis gereeld besoek, gereed is vir die krisis wanneer dit kom. Want jou krag lê hier. Nie soos die broer wat vir my op 'n keer gebel het nie, die broer, jare gelede in een van my gemeentes, hy was in die kerk, en toe het hy al minder en minder gekom en later glad nie meer nie, en na 'n jaar of 2 lui my telefoon en hier praat die broer, pastoor, nou moet jy my help, ek is op moedverloorse vlakte, ek weet nie meer wat nie. Ek sê, wat is dit? Hy sê, alles is teen my. My lewe het verongeluk. Ek sê vir hom, sê gou net vir my, waaraan bid jy? Hy sê, pastoor, ongelukkig gaan ek nie meer kerk toe nie. Ek dink toe by myself, nou moet ek hierdie skapie, wat uit die kudde uitlos, ek weet wat Jesus sê van die 100, van die 99 in die kraal en 1 buite die kraal, nou moet ek hierdie skapie, wat uit die kudde uit pad gegee het, en daar tussen die dorings vasgeraak het, nou begin die jakkelse hom byt, omdat hy nie gedoen het wat hy moes nie, nou moet ek hom help. Maar daar is genade by God. Ek sê daar is genade by God. Maar soms voel 'n pastoor, man, as jy kerk toe gekom het en getrou was om die Here te prys, sou jy nie daar beland het nie. U kan maar sê ja. U kan maar sê ja, en daarom wil ek u vanoggend komplimenteer dat u hier is. U kan nie beter doen as dit nie.
Die enigste ding wat jy kan bydoen is om die Here te prys. Welgeluksalig is hulle wat woon in u huis, vers 5. Hulle prys u gedurig. Ek sien niks. Ek sien niks. Ja, nou sien ek. Ek sien mense wat hulle hande na die Here toe op. Jy is 'n kandidaat om 'n oorwinnaar te wees oor Baka wanneer hy jou weg langs kom. Wie nog? Wie is nog welgeluksalig? Vers 6. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. Terwyl jy op pad is na die nuwe Jerusalem, trap jy ook in jou eie gees en in jou eie hart, trap jy ook 'n groot pad oop. As jy in die veld stap, daar in die bosveld iewers, sal jy die voetpaadjies sien wat die wild ooptrap. En dan kan jy in die voetpaadjies stap. Ek het 'n voetpad in my hart. Ek sê ek het 'n groot voetpad in my hart, in wie se hart die gebaande weë is, en dis die pad van die woord van die Here. Want as jy tyd en aandag spandeer en gee aan die woord van die Here, dan kap die woord van die Here vir jou pad ook. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Psalm 119 vers 9, deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is die Here, prys sy naam. In my hart, ek wil dit vanmôre getuig, mag ek dit sê? In my hart is daar 'n groot pad. Dis die groot pad van die woord. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weë is. En die pad is so groot dat ek nie hoef af te draai na klein afdraaipaadjies toe nie. En kan ek vir u vertel hoe lank ek al op die pad is? U wil nie weet nie, nee, u vra nie, sê nie ja nie. Mag ek vir u vertel hoe lank ek al op hierdie pad is besig om die evangelie te verkondig? Nee, nie net ja nie, ja asseblief. Mooi Afrikaans praat, ja asseblief. 54 jaar. Ek is, ja. Ek is van 1971 afstaan ek in die voltydse bediening. 54. Baie van julle was nog nie gebore eers in 1971 nie. En die ou mense wat hier sit was jong mense in 1971 en ek ook. En God was goed. Ek het my werkgewer vir wie ek werk van 1971 af tot nou toe, want ek is nog by dieselfde werkgewer die hele tyd. Ek het my werkgewer nog nooit gesien nie. Alhoewel ek sy stem al baie gehoor het. En ek hoor sy stem veral wanneer hy deur die Bybel met my praat. Want die Bybel is die woord van God. Waar is ons nou? By die derde welgeluksalig, is dit nie vers 13? Here van die leerskare, welgeluksalig is die mens wat op u vertrou. En dit wil ek vanmôre verklaar. Hoe nader jy aan God leef, hoe makliker vertrou jy hom. Kyk, as ek so naby aan God is, dat as ek struikel, ek my hand kan uitsteek en sy hand kan vat. Ek sê, as ek so naby aan God leef, dat wanneer ek struikel, ek sy hand kan vat, dan kan ek sê, my vertroue is op die Here. Want dan word my vertroue bewys en bevestig. Maar nou goed, kom ons gaan na die volgende een toe. Wat het ons nou gedoen? Ons het grondliggende kenmerke van Baka, dat Baka se betekenis onseker is en sy ligging onbekend, en dat hy vir almal kom. Dit het ek nie beklemtoon nie, ek moet dit weer sê. Wie gaan almal deur Baka vanaf Pretoria na die nuwe Jerusalem? Die antwoord is almal. Waar lees ek dit? Ek lees dit in vers 7. Kyk, vers 5 sê, welgeluksalig is hulle wat woon in die huis, dis nou almal van julle.
Hulle prys U gedurig, welgeluksalig is die mens, wie se sterkte in U is en wie se hart die gebaande wees, as hulle deur die droë laagte trek. Wie trek deur die droë laagte? Hulle wat woon in die huis van die Here. Sien U dit nou? Sien U dit nou? Een of ander onwyse man het gevra, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Het jy dit al gehoor? Het jy al gehoor dat iemand vra, waarom gebeur slegte goed met goeie mense? Omdat goeie mense deur Baka moet gaan. Die antwoord is op Psalm 84, vers 7. Slegte dinge gebeur met goeie mense, omdat op pad vanaf Pretoria na die nuwe Jerusalem, jy deur Baka moet gaan. Nee, keuse nie. Nou goed, kom ons gaan na die gebede vir Baka, die derde punt, daar is net 5, nou nommer 3. En dis kort, dit staan vers 9 en vers 10, kyk gou in jou Bybel, vers 9 en vers 10. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. Vers 10, o God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Wanneer jy aan Baka is, vriende, geliefdes, het jy nie tyd vir lang fancy gebede nie. Ek sê, mens wat seer het, bid nie lankie. 'n Mens wat baie seer het, weet trouens nie wat om te bid nie. 'n Mens wat in 'n helse krisis verkeer, kan eintlik nie bid nie. Jy kan maar van my vra, ek kan jou vertel. Wat sê jy? Wat sê jy wanneer jou seun daar dood sien lê op die grond? Wat sê jy? Wat sê jy wanneer jy by jou huis kom, dit het afgebrand? Soos met die mense in Los Angeles gebeur het, die begin van hierdie jaar. Wat sê jy? Hoor my gebed. Luister, dis al woorde wat uit jou gepers word. Die gebede wat in Baka gebid word, is kort gebede. Hoor, luister, kyk, aanskou, al wat jy kan bid. En dink julle God kan sulke kort gebede hoor? Ek vra, dink julle God kan sulke kort gebede hoor? Natuurlik. Dan kom ons by punt 4, en dis die geloofsbelijdenis van Baka. Julle weet wat is 'n geloofsbelijdenis? Julle onthou die 12 artikels van die algemene Christelike geloof wat sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en van Jesus Christus se enige gebore seun, onze Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het na die doderyk, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die wederopstanding van die vlees en ek glo aan 'n ewige lewe. Dit is die geloofsbelijdenis van Nicea uit die 4de eeu na Christus, wat deur die Christelike kerk wêreldwyd bely word. Dis 'n geloofsbelijdenis. Ek glo. Ons noem dit die credo, na aanleiding van die Latynse woord ek glo. En hier so waar in Psalm 84 is daar ook 'n credo. Dis vers 12. Kyk gou in jou Bybel in vers 12. Daar is 'n geloofsbelijdenis. Daar staan geskryf, want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Jy kan dit nou anders omskryf, dan sê jy, in plaas van die Here is 'n son en skild, kan jy sê, ek glo, die Here is 'n son en skild. In plaas van te sê, die Here sal genade en eer gee, kan jy sê,
Ek glo, die Here sal genade en eer gee. In plaas van om te sê, ek sal die goeie nie onthou of terughou van die wat in opregtheid wandel nie, kan jy sê, ek glo, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Geen wonder ek is so geseënd nie. Ag, mag ek 'n kort belydenis doen? Ek dink nie dis hoogmoedig nie, om dit te doen nie. Ek dink nie is verkeerd om te doen nie, maar vanmôre toe ek voor die spieël staan, toe praat ek met myself. Doen julle dit partykeer? Ek het 'n klomp dames oor ja sê. En weet julle wat? Toe ek jonger was, so ek gesê, kyk maar, jy's wragtig oulik hoor. Nee, dis glad nie wat ek gesê het nie. Weet julle wat het ek vanmôre vir myself gesê? Wil julle graag hoor? Sê 'n bietjie harder, wil julle graag hoor? Ek het gesê, jy is 'n geseënde van die Here. En ek is, I am blessed. En julle is ook geseënd. Want Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ons is die geseëndes van die Here. En ek is geseënd. Prys sy wonderlike naam, sê ek vanmôre vir myself. Toe glimlag ek ook sommer vir myself. Maar dit het my sommer dadelik nog beter laat voel. Ek voel alreeds so goed. En daar doen ek iets wat my nog beter laat voel. Al het ek vir hulle nou al 'n paar weke lank nie gesien nie, dis my baas as ek by die huis is. En al het ek vir Coco, dis die bruin worshond, ook nie gesien nie, is ek nogtans vol vreugde in die Here, my hart en my siel en my gees roep voor sy heilige aangesig. Halleluja, ek is wel geluksalig, ek is wel geluksalig. En daarbij is ek nog gesond ook. Ek is al so oud. En ek is nog gesond, is dit nie 'n guns van God nie. Kan iemand sê, ja, dis 'n guns van die Here. En waarlik, ek dra nog vrugte ook. Geestelike vrugte. En Psalm 92 sê, in die gryse ouderdom, kyk hier, in die gryse ouderdom, ek is bly dat Lenet Beer nie gryse hare het nie, sy kan iets aan haar hare doen. As een van julle hier is woensdag, wanneer hy praat, ek sê vra, sy moet maar aangaan om haar hare te kleur, sy lyk pragtig so. Mens moet versigtig wees om nie oor aankomende predikers jou mond oop te maak nie. Maar dan sê julle verby, ek seën haar, sal julle? Ek ken haar van 1981 af, toe sy net uit die skool gekom het, en toe sy by 'n jeugspan gewerk het, en ek vir hulle klas gegee het. So ek ken haar oor die 40 jaar. Maar goed, laat dit wees. Wag, ek wil klaarmaak met my boodskap. Ek sê, dit is 'n geloofsbelydenis. Ek glo die Here is 'n lig en 'n skild, 'n son en 'n skild. Sien julle in vers 12? Nou wil ek julle ietsie vertel. As die Here 'n son is, dan gee hy lig in my lewe. Ek sê, as die Here God 'n son is, dan gee hy lig in my lewe. Ek kan sien waar ek loop, want my pad is verlig. Dus kom ek nie in moeilikheid beland nie. Ek het energie in my ledemate. En my brein is helder, en ek is amper 80 jaar jonk. Ek sê my brein is helderder as wat hy was toe ek in matriek was. Ek onthou beter as toe ek my doktersgraad by Unisa gedoen het in 1986. Hoe is dit dan? Want die Here God is 'n son. Hy gee energie. Ek preek in Prieska. En daar die ou pastoor daar, hy's 78. Vra vir my, waar gaan jy nou heen?
Dit was die begin van die jaar, maar ek sal nou sommer nou se plek noem. Ek sê ek ry van hier af Appington toe, dan gaan ek daar preek, dan ry ek terug Douglas toe, dan preek ek daar, dan ry ek Pretoria toe, dan preek ek daar, dan ry ek Mpumalanga toe, dan preek ek in Witrifuur, en dan kom ek terug en dan preek ek in Pretoria Noord iewers, en dan ry ek, en dan is ek in Potchefstroom, en dan preek ek by 'n mannegroep hier, en dan gaan ek daar in Bloemfontein by Lewende Woord preek, en dan gaan ek weer huis toe. Hy sê, waar kry jy die energie? Kyk hoe oud is jy? Die Here God, ek verklaar, die Here God is 'n son. Kan julle dit saam met my, dit staan in vers 12, kan julle dit saam met my sê, die Here God is 'n son en skild, en as hy die son is in ons lewe, dan gee hy lig, en hy verskaf energie. En hy gee krag, want ons energie en ons krag kom alles van die son af. En hy is die son. Hy sal genade en eer gee, daaroor gaan ek nie praat nie, julle kan self daaroor dink, is so waar. Hy sal die goeie nie onthou, hy is 'n voorsiener. Ek verklaar dat God 'n voorsiener is. God is a provider. Kan julle sê ja sê? Hoe sê Hebreërs 13 vers 5 sê, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, vers 6, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper, en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen? Die Here is vir my 'n helper, wil jy hê God moet jou help? Is hier iemand wat sê, ek wil hê die Here moet vir my helper wees? Sê vir hand, steek hand op en sê, Here is my helper. Sê dit nou, die Here is my helper. Kom ons sluit af met gevolge van Baka. Dit is vers 7 en 8. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge, vers 8. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. As hulle deur die droë laagte trek, kyk, as dit 'n droë laagte is daar dan water of is daar nie? Ek vra, as dit 'n droë laagte is daar water of is daar nie? Nee. Maar wanneer God se mense, wat op pad is van Pretoria na die nuwe Jerusalem, deur Baka trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Nou waar breek die fonteine uit? Hier direk agter jou. Want voor jou is dit droog. Voor jou is dit 'n droë laagte. Voor jou is daar krisisse, maar terwyl jy so stap, jy wat wel geluksalig is, terwyl jy so loop, breek die waterfonteine agter jou uit. Wat ander mense wat agter jou aankom deur Baka 'n geleentheid gee om by 'n vars, soet fontein water te drink. Mense wat deur krisisse gaan, kan ander mense help wat hulle volg. En julle weet dit net so goed soos ek. Hoeveel keer het jy al iemand gehelp of moed gegee of 'n woordjie gegee wat dieselfde probleem ervaar as wat jy gehad het? Want jy's 'n kandidaat om te help. As hulle deur die droog, is dit nie 'n seën van Baka nie. Daar's nie ander plekke waar fonteine agter mense uitbreek nie, hoor. Net in die droë laagte waar daar nie fonteine is nie, kan fonteine agter jou uitbreek. Ek hou daarvan om dit te sien. Die broer wat daar sit, het vanmôre vir my vertel wie sy familie is en hoe dat hy vroeër jare 1 of 2 keer na my geluister het. As dit reg, steek jou hand op dat hulle kan sien, dis jy wat daar sit. En jy het ook vir my gesê, jy kyk soms op sê maar YouTube, na van my preke wat onder Lemmer Du Plessis op YouTube, het jy dit gesê? Weet jy wat jy besig is om te doen? Jy is besig om te drink van die fonteine wat agter my uitgebreek het. Moenie skaam wees om dit te bely nie, sê dit.
Want dit het met jou gebeur. Jou lewe, wanneer jy deur die krisis gegaan het, en jy bly op jou voete, word 'n seën vir ander mense. Goed, wat is daar nog? Hy sê, as hulle deur die drooggelaagte, dis nou gevolge van Baka, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Ook, kyk dit staan daar, ook oordek die vroeë reën, nie die laat reën nie, hoor. As dit die vroeë reën is, dan beteken dit die reën val vinnig. As dit die vroeë reën is, dan beteken dit die reën val gou. Jy's nog skaars in Baka in, maar as jy wel geluksalig is, dan begin die hemel reën. Wie's nog in Baka? Ek vra, wie's nog in Baka daar by jou? Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Moenie dink as jy in die krisis kom, God is nie daar nie. Hy is. En as jy wel geluksalig is, jy is nog skaars in Baka in en jy voel die pyn en die hartseer en dan kom die blydskap en die vrede en die vreugde van die Here. Ek klim uit daai kar uit, ek kyk na daai linker voorwiel, na daai gebreekte rim, daar's niks van die ribbers oor die wiel staan op sy rim, hier langs die pad. En ek voel die vrede van God in my hart. Ek vloek nie. Ek sê nie waarom die duiwel het hier dit nou laat gebeur nie. Ek sê loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. As hulle deur die droë laagte trek, maak dit fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Mense wat wel geluksalig is, wat God se huis besoek, wat die Here prys, as hulle deur 'n krisis gaan, gaan hulle van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Jy gaan dit maak. Hulle gaan van krag tot krag. Ek het vanoggend vroeg Jesaja 40 vers 31 gelees, die wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mag nie. Maar toe lees ek vers 28 by. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Het jy dit geweet? Of weet julle dit nie? Of het julle dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here. Sê dit tog asseblief saam met my. 'n ewige God is die Here. Skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie. Partykeer sê mense, maar ek kan nie die Here nie gaan lastigval met my probleem. My probleem is te klein. Die Here het groot moeilikheid waaraan hy moet werk. Het julle al so daaraan gedink? Soms het sommige dalk gewonder, kan jy die Here gaan lastigval met hierdie ou klein probleempie? Sal ek die Here nie moeg maak nie? Sal ek hom nie mat? Hy word nie moeg of mat nie. He doesn't grow weary or tired. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag. Dan sê wat is dit vers 30 sê, die jonges, hoe sê nou, die jonges, ek het die woord nou verloor, die jonges het krag nodig,
En die jong mense, die jong manne, struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wat sê hierdie versie in Psalm 84? Hy sê, vers 8, hulle gaan van krag tot krag. Hoe kan 'n mens in Baka van krag tot krag gaan? Omdat die God wat nie moeg word en nie mat word nie by jou is. Daar is vanmôre mense in Baka hier. Moenie skaam wees nie, staan gou op. Jy hoef nie vir ons te sê wat dit is nie. Moenie skaam wees nie. As jy deur 'n droë laagte gaan op die oomblik in jou lewe, staan gou op. Staan gou op, kom. Kom, die Here is hier en hy roep jou. Ek dink daar's nog meer mense. Miskien as jy beskeie. Staan gou op. Ek gaan vir jou iets baie besonder sê en dan gaan ek vir jou kort gebedjie bid. Moenie almal staan nie. Want almal is nie gelyk in Baka nie. Maar daar's van julle wat hier sit wat alreeds in Baka was. En ons almal sal waarskynlik nog weer deur Baka gaan. Dis net logies. Julle wat staan, sorg dat julle getrou die huis van die Here besoek. Julle wat staan, sorg dat julle getrou die Here prys. Pastoor François, kom op. Julle wat staan, sorg dat julle 'n gebaande weg in julle binneste het. Gee aandag aan die woord van die Here.